Goeiedag vriende, ons het die voorreg om na Numeri 13 te luister. Ons lees Numeri 13 verse 1 tot 3 en dan 26 tot 33. Ons lees uit die 1983 vertaling. Dis Numeri 13 verse 1 tot 3. Die Here het vir Moses gesê, stuur manne om Kanaan, wat ek aan die Israeliete sal gee, te verken. Uit elke voorvaderlike stam moet jy een stuur wat 'n leier onder hulle is. Op die bevel van die Here het Moses hulle toe van die Paran woestyn af uitgestuur. Al die manne was leiers onder die Israeliete. Dan op vers 26. Die verkenners het toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kades in die Paran woestyn aangekom. Daar het hulle aan Moses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê, ons het in die land gekom waarheen u ons gestuur het, dit loop oor van melk en honing en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien. Die Amalekiete woon in die suidland, die Hetiete, Jebusiete en Amoriete in die bergwêreld en die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan. Kaleb het egter die manne wat met Moses praat stilgemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het gesê, nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak. En die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien, die Enakiete stam van hulle af. Ons was so springkane in ons eie oë, en so was ons ook in hulle oë. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. 12 manne gaan om Kanaan te verken. 12 manne kom terug met dieselfde feite, maar hulle kom tot verskillende gevolgtrekkings. 10 manne sê die soldate is te groot en die stede is te sterk. Maar Josua en Kaleb hou vol. Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Die 10 verkenners wat gedink het Israel kan nie die land inneem nie, het 'n punt beet gehad. Kanaan se soldate was baie en sterk en goed opgelei. Daar was selfs reuse tussen hulle. En die stede was groot en versterk en eintlik onindringbaar. Maar hulle het iets vergeet wat Kaleb hulle onthou het. Hulle het vergeet dat God beloof het om vir hulle die land te gee. Luister wat sê die Here in vers 2. Stuur manne om Kanaan, wat ek aan die Israeliete sal gee, te verken. Dit was natuurlik ook nie die eerste keer dat God hierdie belofte maak nie. Sedert hy vir Abraham geroep het, het hy keer op keer die belofte aan Abraham en sy nakommelinge herhaal. Die Here het beloof dat hy hulle 'n groot volk sal maak en dat hy aan hulle die land Kanaan sal gee. As die verspieders net om hulle rondgekyk het, sou hulle besef het dat God reeds die een deel van die belofte nagekom het. Toe Jakob na Egipte getrek het, was hulle 'n familie van 70 mense. Nou bestaan Israel se weermag alleen uit 600,000 mans. Die Here het inderdaad vir Abraham 'n groot nageslag gegee. En dit, nadat dit vir die mense gelyk het asof Abraham kinderloos sal sterf. Die Here het ook beloof dat hy hulle God sal wees en dat hy vir die volk sal sorg. Nou wys hy vir hulle sy vrygewigheid. Hy gaan vir hulle 'n land gee wat oorloop van melk en honing. As die 10 verkenners hulle geloofsbrille opgehaat het, sou hulle soos Josua en Kaleb opgewonde gewees het om in die land in te trek. Hulle sou gesien het dat hulle God groter en sterker is as die reuse in Kanaan. Dan sou hulle verstaan het dat al is hulle weermag nie sterk genoeg om die land in te neem nie, is hulle God wel sterk genoeg. Daarom moes hulle soos Josua hulle gesê het, ons kan dit doen. Nou kan ons dalk wonder, as God dan beloof het om die land aan hulle te gee
en hy sou dit vir hulle moontlik maak om die land in te neem. Hoekom moes hulle die land gaan verken? Hoekom moes hulle weet hoe die soldate lyk en hoe sterk die stede is? God sou mos aan hulle die oorwinning gee. Hoekom het hulle nie net ingetrek in hulle nuwe land nie? Hulle moes die land verken en voorbereidings tref, want God het aan hulle 'n opdrag gegee. Hy het hulle die taak gegee om die land in te neem. Dit was sy plan. Al het hy vir hulle die land verniet gegee, gebruik hy Israel in sy plan. Hulle moes gaan veg en daarom moes hulle die nodige inligting bymekaar maak. Ons is nog op reis na ons beloofde land. Gelowiges kan uitsien daarna om die ewige lewe te kry. Ons weet dat ons nie in staat is om op ons eie daar te kom nie. Ons weet dat ons Christus se verlossing nodig het. Hy het die Satan en die dood oorwin, sodat ons die ewige lewe kan kry. Maar tog sit ons nie en niks doen nie. God gee aan ons opdragte, soos: gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Staan die duiwel teë en laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. God het nie gesê ons aardse lewe gaan maklik wees nie. Ons gaan spreekwoordelike reëse en sterk stede raakloop. Hulle gaan ons aanval en ons sal teen hulle moet veg. Ons gaan swaar kry, maar ons kan dit doen, want Jesus veg vir ons. Hy het reeds oorwin en hy is elke dag met ons. Volhard dus en lewe as gelowige in alles wat jy doen. Want Jesus Christus, jou redder en die regerder van die heelal, is met jou. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.